Nettie vra vir my, waaroor gaan jy bedien, was die tema. Ek sê, jyse jong, daar so baie temas wat nou in my gees rondhardloop, ons moet hoor wat die Heilige Gees sê wat ons moet bedien, jy weet jy, en terwyl ek hier staan en die Here aanbid, kom daar soveel temas, jy weet jy, want 'n boodskap begin ons met 'n gedagte, wat God so in jou hart laat val, en dan groei hy, dan kry hy lyf, en wanneer hy lyf kry, dan kan jy hom aflewer, jy weet jy, dis wat belangrik is. Halleluja. Ons is die afgelope jare wat is ons besig met die koninkrykslewe. En as jy na al die boodskappe gaan luister, hulle is alles daar op YouTube, en jy luister hulle, dan moet daar mos al iets gebeur het in jou lewe, jou omstandighede, jou situasie, alles moet ons nou vernuwe, dit moet ons nou nuut word, sê die Bybel. Amen. Jy daai armoedige gees moet ons nou plek maak vir die gees van oorvloed. Van more than enough, Johannes 10:10 wat sê, Jesus sê, die dief het gekom om te steel, te slag en te verwoes. As jy ek het gekom dat jy lewe en lewe in oorvloed kan hê. En weet jy, ek en Bokkie praat net toe daar, en hy sê, yesterday, wie ek haal my hoed vir jou en Johan af het vir oor die 40 jare al die evangelie verkondig, ons hou net nie op nie. Maar weet jy, wanneer ek na die woord kyk, en wanneer ek hierdie woord bestudeer en ek lees hom, en ek kyk na die mens se lewenswyse, dan korrespondeer die twee nog nie heeltemal nie. Daar's baie areas wat hy korrespondeer, maar nog nie alles nie. En dis wat my besorgdheid altyd is. Here, ek wil U sien. Nou waar gaan ek die Here sien? Ek gaan hom in U sien. Jy sien, en ons praat baie maklik daaroor, maar jy sien, daar's net een persoon, dis die Bybel, wat Jesus in my, in jou openbaar maak. Godsdiens, religion, is 'n lelike ding. Ek sê vir jou, in die hartseer is, die gees van 'n misleiding, en godsdiens loop hand aan hand. Want dis wat die Here Jesus sê, hy sê, julle het 'n gedaante van godsaligheid, maar die krag van die evangelie, dit verloon julle. En Bokkie, dis wat in my hart is, ek wil sien hoe verander die Here, hierdie woord, hoe verander hy mense se lewens. Hulle handel, en hulle wandel, en hulle spraak. En dis wat vir my belangrik is om, en dis wat my motiveer. Ek kan jou verseker, en ek gaan nie skynheilig wees nie, maar ook al 'n paar keer opgegee het. Ja. Die gees van moedeloosheid al kom klop by my. Ja. Maar dan dank ek die Here vir sy gees. En dan sê my, moenie jou oor leun op daai leenaar nie, van moedeloosheid nie. Leun op my. Ek is die een wat hulle harte ondersoek. Hulle harte deursoek en hulle niere ondersoek en deursoek. En totdat ek nie daar kry wat ek moet kry nie, kan ek nie die wyl wegneem nie, kan ek nie beloning gee nie. Julle weet mos, ek lees ook mos maar die Facebook, want ek gebruik my Facebook vir evangelisasie, en
Maar dan lees ek ook die politiek. En ek weet nie hoekom ek so baie daarna kyk nie, maar as jy nou die mense gevallendheid, luister mooi, ek sê dit op die lig, op YouTube, ek sê dit, ek sal dit op Kruiskyk televisie ook sê, en ek dit preek vir hulle opneem. As jy die gevallendheid van die mens wil kyk, dan kyk jy na politiek. Lees hoe hulle mekaar opvreed. Hoe hulle mekaar sleg sê. Die taal gebruik. Daar's geen genade nie. En nou Philip, voor ek kom kry jy verlaat ek my en ek lewer op een persoon sy dan kommentaar. Nou weet ek, die Bybel waarsku jou, as jy 'n dwaas teregwys, gaan hy jou byt. Lees die boek Spreuke. So jy moet versigtig wees wie jy teregwys. Maar hierdie ou, lewer kommentaar terug. Hy sê, jy het onder die wit privilege groot geword. Jy het voordeel gehad van apartheid. Hy sê, jy weet nie hoe dit voel om in townships te lewe nie. Dis waarheid, wat hy sê. So, voordat jy kommentaar lewer, dink maar net 'n bietjie. En toe maak hy sy lewe vir my oop. En toe antwoord ek hom weer. Sê, jy ken my nie. Sê, ek het aanbeweeg 35 jaar later. Misschien toe het ek nog iets anders ook gedoen. Toe gaan ek op sy Facebook. Toe sien ek, hy's 'n kerksmens. En nou kyk, dis mos nou maar nou net 'n oop deur. Maar ek antwoord hom baie mooi terug, want dis nie, luister mooi, it's not retaliation. Ek wil hulle help. En ek sê vir hom, jy ken my nie. Jy weet nie hoeveel mense van alle kleure en tale ek bedien nie. Ek sê, jy's reg, ek het in apartheid groot geword. Maar die Here weet, hy is my getuie, ek het hard gewerk. Ek het 12 uur skofte begin werk. Ek bedoel nie soos julle vandag 12 ure werk 3 dae en dan so 6 dae af nie. Of so iets nie. Ek het 12 ure week in, week uit gewerk. Daar is nie een afdag tussen hulle nie. Vir 19 jaar. Letty het ons kinders groot gemaak. Ek het gewerk. So, daar is ek privilege gewees nie. Om een van 8 kinders te wees en 'n reisie sperd. Dis genade. Maar jy sien, die kerk verstaan nie, dis hier waar ek wil uitkom. Die meeste gelowiges verstaan nie 'n nuwe lewe nie. Hulle bly nog in hulle armoede. Hulle bly nog in die ellende. Wat nie so hoef te wees nie. Want Jesus Christus het die prys betaal. As ek hom aangeneem het as my saligmaker, is ek 'n nuwe mens. Ons het net ook gesing. En wat sê hy vir ons in 2 Korintiërs 5:17? Hy sê, kyk, die ou dinge het verbygegaan. Kyk en sien, alles het nuut geword. Jy sien, maar die probleem is, die kerk en die politiek loop hand aan hand.
They don't serve the people, they use the people. En dis die hartseer. Jy sien, wanneer jy mense lief het, dan stap jy die tweede myl ook. En die derde myl. Al maak hulle foute, jy is nog steeds lief vir hulle. Jy is nog steeds lief vir hulle. Wat is dit die? Dis 'n identiteitsdokument, dis myne. En as jy hierdie identiteitsdokument kaart, as jy hom voor jou het en jy lees, dan sien jy dis die Republiek van Suid-Afrika. National Identity Card of South Africa. Republiek of South Africa. Dan het hy my naam op, uit my geboortedatum op, en hy sê vir my ek is 'n burger, en dan is hy uitgereik. Ek wil met jou praat vanoggend oor jou identiteit. Jou identiteit. Want jy sien ons lewe binne in die kerk, lewe ons 'n ou lewe. 'n Kerkslewe, godsdienstige lewe. Maar daar's geen krag in daardie lewe nie. Dit waarvoor Jesus Christus aan die kruishout gesterf het en betaal het met sy bloed en met sy wonde. Ons praat dit, maar ons belewe nie dit nie. Dis die hartseer. Dis 'n regte hartseer. Jy sien, totdat u en ek nie openbaring kry van ons identiteit in Jesus Christus nie, sal ons altyd met die identiteit van 'n sondaar lewe. Dis die hartseer. En as dit nie vir jou hartseer is nie, jy sien, iemand as jy dit gewoond is om so te lewe, dis nie vir jou probleem nie. Julle ken mos die verhaal van die Bobbejaan om die paal, met die ketting. En het vir al die jare om die paal geloop en die ketting op, en die ou besluit nie, maar jongen, hierdie ou moet my vryheid nou kry. En hy haal die ketting van sy nek af, en al wat gebeur is hierdie Bobbejaan, hy loop nie weg nie, hy gaan nie weg nie, hy loop nog al die tyd, al sy paadjie, wat hy al die jare geloop het, toe hy in binding was. En dis waar die meeste belydende kinders van die Here, hulle wandel nog al om die paal. Die ou lewe, die ou identiteit van slawerny. Want die hartseer is, toe ek na daardie man luister en ek lees, en ek dink aan baie van julle wat hier sit. Nou, as ek dink aan die Roderick, nou, as ek dink aan Kobie, en as ek kyk na jou naam nou weer? Ek is so bly die bed is gelig. Het genoeg jullie onder die bed. Lees. Nee, jy. Nee, sorry. Maar as ek kyk na julle lewe, as ek kyk na hoe julle vordering maak in die lewe, en as ek die dankbaarheid van Kobie hoor, verstaan, dankie vir die woord wat jy my gegee het, want op daai woord bou ek die besigheid en Roderick en so kan ek aangaan, en ek ken soveel, luister mooi, bruin mense, en ek ken soveel swart mense, en ek ken soveel wit mense, wat nie meer lewe met die ou identiteit nie. Maar jy sien, wanneer ons vasgevang bly in die identiteit van slawerny, sal jy maar altyd arme ek wees.
die verontregte. En of jy nou wit is, en of jy nou bruin is, of jy swart is, of jy nou pink is, of Indiaan is, doesn't matter. Nou, hulle almal kan Jannies wees. Almal Marties, arme ek. Maar as jy met hom praat oor Jesus, ja, nee, ons is kind van Jesus, maar hulle lewe 'n ou lewe, die identiteit van slawerny. Dit is hoekom, kind van die Here, die meeste mense belewe nie die beloftes van die koninkryk van God nie. Hulle belewe nie dit nie. Hulle is kerksmense, jy kan maar kyk. Ouens, ek is nou, hierdie gemeente sal die 17de, 10 jaar, wat is ons geopen het hier in hierdie gebou. Die 3de Maart het die 3de Maart, is ek net die 10 jaar, ons gaan vir ons 11de jaar. Glo hierdie prediker vandag. Nog nie een mens in hierdie hele parel, het nog ooit na my toe gekom en my gevra, maar het jy al Jesus ontmoet nie? Nog nie ene nie. En ek kan jou verseker, baie min mense ken my. As wel ouens wat my ken. Maar nog nie een. Het een keer na my toe gekom en my gevra, ken jy God nie? Maar dis kerksmense. As jy in die hoofstraat, net in die hoofstraat ry, dan is daar ten minste 4, 5, 6 geboue, wat ons noem kerk. Pinkster en gereformeerd. Dit wel vir my lyk om welkom. In die ou tyd het hulle mos so 'n borde vir die NG Kerke of die gereformeerde kerk of die kerk het hulle mos so 'n bordjie gehad, stilte kerk. Dit wil vir my lyk dat daai stilte kerk, daai bordjies, daai vloek van dit stilte kerk, het die mens hulle het dit verkeerd verstaan. Hulle is doodstil. Terwyl ek hier bedien, kry ek sommer die woord vir volgende Sondag ook. Jy sien, kind van die Here, dis ons probleem. Ons het tekort aan openbaringskennis. Revelation. Weet julle hoekom het ons 'n tekort aan revelation? Do you know why? You don't study the word of the Lord. En omdat jy nie die woord ken nie, kan die woord nie vir jou werk nie. Die Heilige Gees kan jou nie herinner aan alles wat Jesus gesê het nie. Soveel mense, nee, hulle moet 'n gemeentes, hulle kan dans, hulle kan te kere gaan bolmetjies slaan en wow man, die Here was hier gewees. One touch from the King will change your life. And it will open your mouth. And you will start to testify of the goodness of God. Want die dankbaarheid, toe jy gered word, daardie dag, toe jy uit slawerny uitgehaal is, en oorgebring is na die koninkryk van sy liefde toe jy vir die eerste keer in jou lewe ware liefde ontmoet het. Praat nie van die eros liefde nie, ek praat van die agape liefde, toe jy God ontmoet het.
En daardie liefde vat jou, en hy gryp jou, en hy verander jou. And all of a sudden, your body became a temple of a living God. En ewe skielik herinner God Heilige Gees jou, dat jou liggaam sy tempel is. En hy herinner jou aan alles wat Jesus gesê het. En toekomstige dinge. Maar die Heilige Gees kan jou net herinner aan iets wat jy alreeds ontvang het. If you haven't got the word of the Lord within you, and there is no way He can remind you. Ag, glimlag vir my. Iemand moet toch sê, that's good preaching, pastor. Want dit is waarheid. Dis nie omdat ek dit sê nie, dis omdat die woord dit sê, ek quoteer die skrif. Maar jou identiteit bly die van 'n slaaf. Sonde oorweldig jou net so. Jy sien, jou mond gaan jou verraai. Jou mond, wat uit jou mond uitkom, gaan jou verraai. En ek wil vandag, ek wil by jou pleit, neem jou identiteit op. As jy kyk wat in Suid-Afrika vandag aangaan, March and March. Eers was dit gewees om die ongedokumenteerde buitelanders uit te kry. En daarmee stem ek saam. Dat is onwettig. Want die Bybel praat ook van iemand wat in die bruilofsmaal ingekom het, maar sy kleed was nie reg gewees nie. En die huisheer vra vir hom, hoe het jy ingekom? En hy sê vir hulle, vat hom uit, gooi hom uit in die buitenste duisternis. Jy kan nie met die identiteit van 'n slaaf in die koninkryk van God lewe nie. Hulle gaan jou kleed. Jou kleed gaan jou verraai. Kan ek nou maar die kleed dan noem, die bloed van die lam, gaan jou verraai. En nou deesdae wat hoor ek? Hulle jaag almal weg. Of hy gedokumenteerd is of nie, hulle moet uit. Hulle identiteit is nie Suid-Afrikaans nie, sê hulle. Maar ek is so bly dat die genade, die kerkdispensasie vandag is. God gaan weer sy verbond met Israel opneem. As 'n politieke party wat nou in die parlement 'n wet wil deurkry dat niemand Israel mag ondersteun of ewen net noem van die councils af dat Israel God se volk is nie. Maar jy sien hulle afhanklikheid is van die mens, van Satan af, hulle ou identiteit. Maar wanneer ek die identiteit van Jesus Christus bekom met wedergeboorte, my denke word vernuwe. En nou word ek 'n kind van God, ek word sy tempel, my identiteit verander van slaaf na koning toe,
Now, all of a sudden, kingship is jou deel. Ewe skielik word jy priester met wedergeboorte. Deur die bloed van die lam, Jesus het jou gekoop met sy bloed. Toe maak Jesus jou koning en 'n priester. Jou identiteit van slaaf verander na priesterskap toe. En ewe skielik verander jou identiteit van gewone burger op na ambassadeur toe. You are ambassador of a living God, of a kingdom of God here on earth. Nou begin jy ambassadeur te word. Jou identiteit verander. Jou liggaam wat die sonde gedien het, verander. Dan word dit die tempel van die lewende God. Waar jy in duisternis, die identiteit van duisternis gehad het. Ewe skielik na wedergeboorte begin jy die lig dra te word. Nou sê die woord, jy is die lig en jy is die sout van hierdie wêreld. En as ons vra, hoe lyk die identiteit van die wedergeborenes in die parel? Ek hoef dit nie te antwoord nie, u weet dit. Want u beleef dit en u is in die parel. But you and I, through the word, hierdie woord is nie dood nie, ouens. Hierdie woord is lewend. Hy is kragtig. Hy is soos 'n tweesnydende swaard. En hierdie woord dring deur tussen jou gees en jou siel. Tussen mig en been en oorlegginge van die hart. Hy bring skeiding tussen duisternis en lig. Tussen slaaf en kindskap. All of a sudden, you are a child of God. Jou identiteit is die van kind van God. Maak dit sin, kyk. Kan jy verstaan, Bokkie, hoekom ek aanhou? Want ek kan hierdie dinge sien. In my hart en my liefde vir die mens wat in onkunde bly. Is maklik om hulle te verdelg. Is maklik om hulle weg te gooi. Maar hoe jy vir my gesê, prys die Here, dis nie 40 jaar nie, op 30-jarige ouderdom, toe red hy nie wederbaar my. Dis genade gewees. And that's why, Eva, you got the privilege to be ambassador for the King of Glory. Om die nuwe generasie van die jong mense te wees. Om die vloek van slawerny wat apartheid op die bruin mense en op die swart mense en op Indiërs, maak nie so wat dit is, om dit te breek. Want nou lewe jy 'n koninklike lewe. Nou lewe jy 'n lewe van oorvloed. Nou, wow, nou kyk jy met liefde na die oppresser. Hoeveel keer het ek al vir julle gevra, wie van julle het al 'n whitey bedien? Dan kyk julle my so aan, sê, dit is verskriklike ou mense daai. Maar kan jou vandag sê, en ek weet God in die hoogste hemele, die God van hierdie Bybel wat in by my is, weet ek praat waarheid. Hulle almal, of jy bruin is, of jy swart is, of jy wit is, of jy Indiër is, of maak nie saak, Japanees is, kan nie Japaneese los nie, as kan hulle almal, het God nodig. En God
is nie 'n aannemer van die persoon nie. En as die God wat in my is, my identiteit verander, kan ek mos nou nie anders om te kan kyk wat hierdie Bybel van jou sê nie. Ek kyk nie wat apartheid of die politiek of wat ook al sê nie. Ek kyk na jou deur die oë van hierdie God van hierdie Bybel. And that's why I love you with the love of God. Jou identiteit in Christus moet sigbaar word. Hierdie ouens sal so gaan in huise ingaan, hierdie maats vir maats. Ouens, dis vir my 'n geestelike boodskap. Ek weet nie hoe julle daarna kyk nie, maar vir my geestelike openbaring. Hulle soek die dokumente, hulle soek hulle identiteitsdokumente. En as hulle nie identiteitsdokument het wat sê hy's wettig hier en dan moet hy gaan. Of moet hy sê of hy gaan. Dis hartseer, maar dit is onwettig. Jy kan nie in die koninkryk van God inkom of bely jy's kind van God en jy het nog nooit tot wedergeboorte gekom nie. Jou kleed, die bloed van die lam is nie 'n merk op jou nie. Soos die bloed van Jesus wat jou kleed is, as ek het so mag noem, want sonder die bloed van Jesus is daar geen reiniging van sonde nie. En ons weet wat die Bybel sê, die loon van die sonde is die dood. Maar die genadegawe van die God van die Bybel is die ewige lewe vir my en jou. Maar my en jou identiteit as kind van God moet nou sigbaar word. Jy moet jou geestelike ID moet jy nou opneem. ID is maar net ek is 'n burger. Hierdie sê ek is 'n burger van Suid-Afrika. Maar die bloed van die lam sê ek is 'n burger van die koninkryk van God. En die koninkryk van God is in my, ou Jakob. En omdat hy in my is, wil ek die koninkryk van God belewe hier op die aarde. Ek wil dit belewe, ek wil dit sien. Ek wil dit verkondig. En dis kom na die koortjie gaan sê, joy, joy, joy in the presence of the Lord. Dan spring ons so 'n bietjie so, nou Callie maak net so. Maar kom ek wil jou vertel vandag, kind van God, jou identiteit in Jesus Christus moet verander. As jou identiteit in Christus nie verander nie, het jy moeilikheid. En die kerk is in die moeilikheid. Want hulle belewe nie die identiteit van Christus nie. Hierdie kaart sê, omdat ek 'n burger van Suid-Afrika is, het ek voordele in Suid-Afrika. Mag jy bly en die konstitusie van hierdie land se voordele, ongelukkig moet ek sê ook van sy nadele, kan ek belewe, maar is my keuse of ek dit wil hê of ek dit nie wil hê nie. Ek het 'n keuse. Hoe lyk u identiteit? Hoe lyk u identiteit vanoggend? Staan op. Jy is nie meer 'n slaaf nie. Jy hoef nie te vrees nie. Jy moet almal lief hê. Jy hoef niemand te vrees nie behalwe God. Ons vrees God met 'n goddelike liefde. Maar my identiteit as koning, as priester, as ambassadeur, as 'n medewerker, as die gebou van God,
maak dat ek bold is. My vrou sê partykeer, man, jy is verwaand. Nee. Of wat noem sy dit? Verwaand, arrogant, daai woord, nee. But I'm not arrogant. Ek ken my identiteit. Dink jy vir een oomblik ek gaan my identiteit verruil om jou guns te kry? So donk kan jy nie wees nie. Ek gaan dit nie doen nie. Ek gaan nie my identiteit verruil om iemand anders te plesier nie. I honor God. I live a kingdom. I live a kingdom, I live in the kingdom, and the kingdom is within me. I will never compromise. My God, help me. Sorry, I'm a child of God. Amen. Mag die Here hierdie woord in jou gees seën, lewend maak. Weet jy wat jy skoolman nou vir jou sê? Dis kort en kragtig gewees. Ek ken nou man. Kan ek vir jou vanoggend bemoedig? Neem jou identiteit op. Wedergeboorte. Wedergeboorte. Veroorsaak 'n nuwe lewe. 'n Nuwe identiteit. In Jesus Christus. Amen. Enige wat gebed nodig het?